Vroegoggend op 'n koue Vrystaatse oggend. Jy sal nie glo waarheen ek nou op pad is. Môre oupa het nog 'n kleinkind ryker geword. Wat 'n absolute pragtige seun is dit. Ons kon nie wag nie. Ons moes maar die lang pad aandurf. Ek dink baie ander oupas en oumas sal met my saamstem. Daar's dan spesiale tye in die lewe dat 'n mens vroeg opstaan en dat jy in die pad val en dit maak nie saak hoe koud dit is nie. Maar dit is pragtig, die son is besig om op te kom en die Here se genade is groot. As daar nog 'n klein seun in hierdie geval gebore is, sy naam is Dawid, dan dink ons aan Psalm 127 en Psalm 128. Psalm 127 sê dat elke seën wat jy bykry, dit is soos 'n pyl in jou koker. Ja, in my geval is dit nou 'n klein seën, maar dis maar net so goed. Kinders in sondesontvangen gebore, dan beloof u en neem u voor om hierdie kind van wie u die vader en die moeder is, wanneer hy dit kan verstaan, in die genoemde leer, na die vermoë, te onderrig en te laat onderrig. Wat is hierop die antwoord, broeder en suster, oppernaam? Ja. Ja. David, Hendrik, Jacobus, Opperman, ek doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Net so dankbaar, pyl in jou koker en jy sal nie beskaamd staan as jy met die vyand in die poort spreek. Die Here se genade is baie groot vir sy verbondsvolk en hy sê, hy seën hulle met kinders, hy seën hulle met seuns in hierdie geval. En elkeen van daardie seuns wat in die vrees van die Here groot gemaak word, dit is soos 'n pyl in jou koker. En ons het inderdaad in hierdie tyd ons pyle in ons koker nodig. Ons lewe in 'n tyd waar daar baie gevare is, fisies en geestelik. Baie gevare is vir ons voortbestaan hierso, maar ook in ons stryd teen die bose in hierdie land. Ons het pyle in die koker nodig. Daarom is oupa vanoggend baie opgewonde om saam met ouma hierdie lang pad aan te durf. Weer 'n nuwe aankomeling te gaan groet en in ons arms te neem.